Lizzie het Hosea en Gomer gekry om eintlik vandag vir julle net te kom vertel, maar in elk geval, ek wil sommer net begin ek wil so begin. Nadat ek my foon se skerm gelok het, wil ek so begin. Partymal gee die Here vir jou 'n opdrag. En dan kom jy by daai opdrag en dan sê Here, hierdie opdrag is moeilik. Ek sien nie daarvoor kans nie. Maar as jy die Here vertrou, dan gaan jy daai opdrag teen. En dan besef jy God se grootheid in dit alles. En ons ken almal van die profeet Hosea, wat is die opdrag wat hy gekry het? Die meeste profete kry 'n woord om te praat. Ek het 'n lewe om te leef. God het vir my nie net 'n boodskap gegee nie, hy het vir my 'n huwelik gegee. Hy het vir my gesê, gaan neem 'n vrou van hoerskap. Hy wou hê die wêreld moes sy hart deur sy hartseer sien. Ek was nie die goddelike keuse nie. Ek was die meisie oor wie almal gefluister het, die een wat nie kom by nie. Die een wat die hoogtepunt van die wêreld gaan soek het, agter die silwer van vreemdelinge aangehardloop het. Toe Hosea my hand vra in 'n huwelik, kon ek nie verstaan hoekom hy 'n vrou wou gehad het wat van die straat af was nie. Ek wil jou nie hê omdat jy perfek was nie, Gomer. Ek wil jou hê omdat God my beveel het om vir jou lief te wees, soos hy sy volk lief het, wat aanhoudend van hom weghardloop. Elke keer as jy weg is, het my hart geskeur, maar my voete het gevolg. En ek het vertrek. En ek het gehardloop. Ek het totdat ek op die bodem bereik het. Ek het op die slaweblok beland, ek was van alles gestroop. Die gewag dat die hoogste beer my sal neem van wat van my oorgebly het. En ek het opgekyk en ek het koue oë verwag. En toe sien ek hoe. Ek het in daardie mark gestaan en had teruggekoop vir 15 sikkel silwer en 'n bietjie gars. Ek het haar nie huis toe gebring om haar te straf nie. Ek het haar huis toe gebring om vir haar te sê, jy is myne. Jy sal by my bly, ek sal by jou bly. Hy het nie net my prys betaal nie. Hy het my naam herstel. Hy het my gewys dat God se liefde nie 'n transaksie is nie. Dit is 'n strewe en ek is die swerwenaar. En hy is die skadu van 'n God wat nie wil loslaat nie. Ons storie is 'n skandaal van genade. Dit sê vir jou dat maak nie saak hoe ver jy hardloop nie, of hoeveel minnaars jy jag nie. Die man van jou siel het steeds die losprys betaal om jou huis toe te bring. Ons is nie 'n storie van 'n perfekte huwelik. Ons is 'n storie van 'n perfekte liefde wat weier om op te gee op die gebroke. Ons ken almal die verhaal van Hosea. En ek wil regtig nie julle verveel met baie detail nie. Ek loop eendag in 'n mielieland, of ek loop in 'n mielieland, en ek sit op 'n stroper en ek stroop mielies van 9+ ton. En ek sit op daai stroper en ek sê vir die Here, dankie Here vir hierdie genade. En die vraag wat hy vir my vra op daai stroper is, Graris, as jy alles verloor, sal jy my nog steeds dien? En ek het daai dag baie met groot bravade gesê, ja Here, ek sal U nog steeds dien. Die volgende jaar stroop ek selfe land, 0.3 ton. Die sonneblomme aan die ander kant, 0.something ton. Ek het in die mielies het ek in die suikerbone het ek sommer beeste ingejaag, ons het hulle nie eens gestroop nie. Nou, dit werk in boerdery so, 1 goeie jaar is 'n goeie jaar, maar 1 mishoes, moet jy 7 jaar terugboer om daai 1 mishoes terug te werk. Dis omtrent soos wat dit werk. So ek was redelik agter. Maar die Here het vir my gevra, as hy alles verloor, sal hy my nog steeds dien. En ek het die Here flat out gedien. Ons wat my geken, wat my al vroeër geken het geweet, ek het die Here flat out gedien. In 1 jaar begrawe ek 3 mense, wat redelik naby aan my hart is. En glo dit of julle nou wil of nie, dis my skoonma's een. En my ma is die ander ene.
En dan sit Liesel wat ons in 1 jaar moes begrawe het. En daai dag, toe ek daai oproep kry, wat vir my sê, jy moet so vinnig as moontlik in Pretoria kom, want daar was 'n ongeluk gewees. Is my, dit was nie soseer die oproep wat my gevloor het nie. Die oproep wat my gevloor het was, toe Christian vir my bel en sê, Papa is verby. Mama is nie meer daar nie. Dit was die oproep wat my gevloor het. En dan ruk jou hele wêreld onder jou uit. Alles. Dit wat op jy staat gemaak het, dit wat vir my gedroom het, alles. Eindig in sekondes. En ek het omgedraai daai dag, want ek was op pad om Pretoria toe te kom, en ek het omgedraai, want ek het 'n seun gehad wat besig was om maandag tyd wiskunde eindeksamen geskryf, en ek het omgedraai en teruggery. Die Here vra vir my een vraag. Hy vra vir my plan, glo jy my plan? En toe ek daai bakkie omdraai daai dag in die pad, toe sê ek, Here, nie nou nie, nie vandag nie, asseblief nie nou nie. En die Here was doodstil. En ek het huis toe gery, en ek het afgedraai van my plaashuis daar gesien, en ek het geweet, nou gaan ek gaan alleenig na hom toe, daar is niemand daar so. En ek het daar afgedraai, en die Here het weer vir my daai vraag gevra. Hy het vir my gesê, Gerardus, glo jy my plan? En ek moes 'n besluit geneem het om hom te antwoord. Ja, Here, ek glo die plan, of nee, ek glo nie die plan nie. En die Here het vir my daai dag gesê, en ek het vir die Here gesê, ja, Here, ek glo die plan. En al wat hy vir my gesê het, is 'n perfekte plan. En jy staan vandag al, staan ons hierso, julle staan dalk hierso, en jy sê, Gerardus, ek ken nie my omstandighede, ek ken nie jou omstandighede nie. Jy sê dalk vandag hierso vir my, maar dit wat die Here vir my gegee het, om deur te gaan is onmoontlik. Ek kan nie dit maak nie. Kom ons trek dit sommer deur na die huwelik toe. Die huwelik waarin jy my gesit het is onmoontlik, dit kan nie werk nie. Ek wil vir jou sê, God is groot. Ek het daai dag 'n besluit geneem om te sê, ek gaan die Here vertrou met alles. Ek gaan die Here vertrou met alles. Met alles wat in my lewe gebeur, gaan ek die Here vertrou. En dis presies Gomar in Hosea en Gomar se storie, want ek het daar gestaan en ek was die een wat eintlik, maar soos wat Lindy nou hier gelees het, op die markplein gestaan en ek het opgekyk en ek het gewag, nou wie gaan die laaste bietjie van my lewe af, wat oorvat, wat daar so oor is. En dit was God. En hy het sy hand uitgesteek en hy het gesê, as jy my vertrou, vat my hand en ons stap die pad saam. En ek wil vandag vir julle sê, dalk is my storie, dalk is my getuienis lig, Stef het sy kind verloor, dis baie erger, dink ek, maar in elk geval, maar die Here los ons nooit nie, in geen omstandighede, as ek nie my rug op die Here draai nie, die Here los my nooit nie, en ek wil julle bemoedig met dit, om te sê, vertrou die Here. Jy sit dalk iets op vandag en jy sê, Gerardus, jy weet nie, hoe is hierdie vrou nie, jy weet nie, hoe is hierdie man nie, ek weet nie. Maar vertrou die Here, en gee die Here 'n kans, want die Here kan enige omstandigheid, kan die Here verander, dat dit nog steeds tot sy glorie is. Amen. Ek gebruik altyd die woorde. Ek het sommer terwyl ek hierdie storie gelees het, het ek net gedink aan vir hoeveel jare was God my Hosea. God alleen was my man. Gerardus is my eerste man, ek is sy tweede vrou. En so vir baie lank het ek, behalwe vir die verwerping van dat jy 40 jaar moet wag vir iemand om uiteindelik jou te kies. En terwyl ons gebed het vir hierdie kamp, het ek ook net gedink, dat as jy dink, jou huwelik is 'n Hosea storie, vat dit.
Want daar lê soveel krag daarin. As jy dink jy was jou huwelik kon weggegooi geword het, op 'n hoerplein gegooi geword het, daar is een wat kom om jou huwelik te red. Wat daar is vir jou en jou man, sodat julle hom kan verenig.